Ons is baie verbaas om te sien hoe diep die oewer is. Ons is nou nie spesie hengelaars wat nou die dieptes uitmeet of goeters nie, maar ons kan dadelik sien is baie diep. En die oewer was diep. Ons van die hengelaars wat so ras ons gesit het vir die dieptes uitgemeet het met 'n makervlout en hulle het gesê op 30 meter is hy so 3 meter diep. En dan val hy daar net, ek dink op 35 meter val hy na 8 meter diep toe. Ja. Hey, maar daai is 'n klein visie. Ek bedoel 500 gram visie, dis 'n visie wat nou uitgebroei is. Dis 'n een seisoenvis. Hy het nog dop op die oë. Dit klink nou maklik om te sê gooi 8 stok in die dam, maar die probleem is daai spasie is reg so min. Daai spasie is so min dat ons mekaar uitgesleep het en die mense langs ons uitgesleep het. Want daai spasie is net te min. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van the Original Podcast. Ons is 'n bietjie terug hierdie week. Ons is nou, lyk my ons nou op 'n bietjie van 'n hit one, miss one, hip one, miss one. Ons is nou die laaste ruk was ons as 'n gesin maar bietjie dol besig geweest. Eers was my pa 'n bietjie besig geweest en toe verlede week was ek 'n bietjie weg geweest. Ons was 'n bietjie op vakansie geweest en die internet en die goed het nie gewerk nie, so ons het daai episode toe nog maar skiep gegee. Daar ek het 'n e-mail of twee gekry van die ouens wat die teen donderdag toe stuur hulle vir my e-mails, hulle vir my ons wag vir die upload, maar die upload kom nie. So ons is 'n bietjie agter. Ons het nou so vir 2 weke het ons get one skip one. Maar ek glo alles sal nou weer uitgewerk word. Ek dink dis winter is se einde is in sig. Ek weet nie of die koue se einde in sig is nie, maar ek weet die manne se hengel se trippies begin opgelaai raak. So ek is seker van die podcast sal binne die volgende week of 2 sal die podcast weer in volle force wees met 'n klomp nuwe gaste en 'n klomp ander gaste soos ons nou maar van oude dae doen. Maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom by vanaand se episode. Dankie Sakkie. Ja, cheers. Ek is gepanser hier. Kan jy sien hoe lekker koud is daai glas van my? So, ek is reg. Ek het nog steeds my kuggie. So, bear with me, maar ons sal hom probeer sort. Intussen, ja nee, ons is reg, want die koue lyk darem asof dit gewyk het. En asof ons regtig nou weer begin lekker weer kry en ek wag nog net vir Augustus winde om te waai. Dit het nog nie begin nie. So ek hoop net nie dit waai daai tweede week in September laat die Augustus winde dan waai en ons daar van Bloemhof af waai nie. Maar ja, kom ons kyk hoe gaan dit. Ja, en dan ons gasse vanaand, ons het voordat ons die podcast rekord het, toe gesels ons so dat dis daai winterbaan en daar's nie baie ons wat hengel en ons het nou die Geyspitzer Classic gehad en nou met oude gewoonte uit praat ons maar met van die ouens wat ride gedoen het in die toernooi. En gelukkig het ons toe nou 2 ouens wat redelik perform het. En dan het ons nou maar die ou gewone gesig op die podcast. Meneer Gideon, welkom terug by Frans episode. Dankie Sakkie, dankie Barry. Lekker om hier te wees. Ons recover nog bietjie na die naweek. Se min slaap en baie probeer visvang. Ja, Barry, dit klink of oom kug, dit klink of oom vir ons blaf. My hond as hy so wil blaf en dit klink so. Klink of oom wil blaf. Wat 'n hond is dit van jou? Dobby. Ou hond, ervare hond. Ja, maar nou moet jy moet begin mooi praat van Dobby, nee? Nie Ja. sê is 'n ou hond nie. Nou kan jy net sowel sê is 'n nuwe babietjie daar by ons op die rak. Ja. Dit is nou wel 'n ou hond daar by jou in die huis en in die bakkie en so, maar daar by ons op die rak is Dobby 'n nuwe gesiggie. Ja. Alright, ons het nou weer so 'n bietjie tegniese difficulties gehad. Ek dink die stelsel is 'n bietjie rusty, ons het lanklaas gebruik. Jy net 'n bietjie die spinnerakke afstof hier's op die rekenaar en nie goed. Ja, alright, so voordat ons in die episode inspring, wil ek net gou vir julle 1 of 2 administratiewe goed net genoem. Ons het nou klaar gereël met Emil, Erasmus, ons gaan met hom môre aand. Ras. Sorry, dis amper 1 hierdie oggend hier by my. Ons gaan môre aand gaan met Emil Ras record. Hulle het ook hierdie naweek by die Geyspitzer Winter Classic het hulle ook gehengel. Hulle is tweede algeheel of tweede in hulle sone gewees. Nee, dit tweede of derde. Ja.
Tweede. So sal ek met hom gesels rondom wat se verskil hy en Gideon hulle gedoen het. So vir die members wat deel vorm van die membership, julle sal sien ons sal daai episode hopelik voor die einde van die week uitkry. So dan kan julle na hierdie episode kyk met Gideon en dan kyk julle een met Emil, dan sal julle verstaan die verskil wat die twee penne gedoen het en hoe hulle benaderinge gedoen het. So ek dink dit gaan 'n interessante ene wees. En dan op 'n ander noot, ons het nou so 'n paar weke terug het ons al vir julle gesê dat die Original Mooties se website is uit. Ons is so te sê klaar. Die website is live. Julle kan gaan kyk daar, so ek dink 98 of dalk 99% van die produkte wat ons op die mark het is daarop. En dit is nie net 'n line item wat die naam op is nie. Julle kan gaan kyk, daar's 'n regte klomp inligting vir elke produk op. Daar's 'n plek waar ons kombinasies het. Ons het al die ouens wat in ons span is, 'n klein dingetjie geskryf vir elke ou wat in die span is. So julle kan regtig bietjie daar gaan loer. Al die inligting van die produkte is daarop. As een van die produkte waarvan julle hou nog nie daarop is nie, moet julle my letterlik net nog so 'n week gee. Ek was verlede week was ek bietjie op vakansie gewees, so ek het dit nie verlede week try doen nie. Maar ons sal dit hopelik binne die week gedoen kry om seker te maak dat al die produkte op is. So julle gaan kyk, dit is www.originalmooties.co.za. Moenie kyk daarna my pa se background nie, dit is 'n ou website. Die nuwe ene is originalmooties.co.za, so dit is op die logo, so dit is op die label. So julle kan 'n bietjie gaan loer en sê vir ons bietjie daarso in die comments as julle gaan kyk het, wat dink julle? Jy of nee, het julle enige raad of het julle enige advies? Of hou julle daarvan? Dit is 'n klomp werk wat aan my kant gedoen is om die website up and running te kry. So dit sal lekker wees om 'n bietjie van julle terugvoering te kan kry om te hoor, is die website vir julle maklik om te navigate, live vinnig genoeg. Dit is maar al die goed wat ek maar aan die kant probeer doen net om dit vir julle so maklik as moontlik te maak om deur die lys te gaan. Nou, wil nie noodwendig as ons praat van ons het nou gepraat van een van die nuwe produkte wat op die mark kom, Dobby Floats. Dis een van die produkte wat nou nog nie op die website is nie, maar as julle wil gaan kyk hoe lyk dit, dan sal daar nou 'n foto wees van dit en 'n klein beskrywingkie van die geur en al daai van goed. So julle kan gaan kyk na al daai goed is op die website. Maar ja, ek dink dis van die administratiewe kant af al van my kant af. Dis al enigiets van pa se kant af wat ek nou nie gemention het nie. Nee, Sakkie, nee, jy het alles genoem. Ek het ook 'n paar e-mails gekry van ouens. Ek het ook 'n paar e-mails gekry van ouens wat sê dat hulle wil op die mailing list gesit word. Daai mailing list is op hierdie stadium 'n bietjie inactive. Ons sal dit nou in die somer en goed nou weer up and running is, sal ons dit nou weer up and running kry. Ek weet nou nie of ek vroeër gesê het, maar ons glo dat binne die volgende week of 2 behoort die hengel regtig nou weer op te vat. En as ons dra die hengel nou weer besig is om op te vat, dan kan ek uit tyd in my dag uithaal om daai mailing list en goed uit te stuur. Ek wil nie vir julle net 'n ding uitstuur net om te sê hallo, ons is hier nie. Maar ek wil iets uitsit met actually inligting in. So dis hoekom ek dit nou vir die winter nou 'n bietjie op hold gesit het. So ons sal dit nou weer binne die volgende week of 2 sal ons dit nou weer up and running kry. Derek, simpel wil net sê. Ja, ek het net gehoor, ek het wel 2-3 ouens gehad, onder andere Steven vanmiddag, hy het my nou net weer daaraan herinner, wat my gevra het, is hy goed nog op Spotify? Spotify het my so 'n bietjie probleme gekry die laaste ruk. Ek het die vorige episode probeer oplaai. Hy laai op tot so 80%. En na 80% dan gooi hy my net uit die hele tyd. So ek het met een van hulle support mense in kontak mee. Daar was 'n probleem in Vietnam met uploads gewees nou vir baie lank. Ek het 5, 6, 7 op episodes laas dit getry doen. Of dit kon regkry om dit te doen. Maar ek glo, ons sal maar kyk. Ek sal met hierdie episode maar weer probeer. Ek met elke episode probeer ek. Dis al wat ek kan doen. Dit is 'n probleem van die Vietnamese kant af. En ek kan nie 'n episode vir pa stuur om 'n data upload nie. So dit is maar 'n issue wat hier so by ons is. Maar nee, ek het nie dit op Spotify laaste ruk nie. Maar daar's ook nie baie mense wat dit luister op Spotify nie. Ek gaan sê 98% van die mense luister dit op YouTube in elk geval. So dis nie einde van die wêreld nie. Vir die van julle wat YouTube Premium het, sal weet hoe lekker dit werk. Dit werk net so lekker as Spotify. Alright, kom ons terug na die visvang gedeelte toe. Ek sê nou vir my paal voor ons rekord, ek sê bly ons is hierdie week 'n visvang episode en nie 'n rugby episode nie.
Maar ek dink Gideon sal dit verkies as ons eerder gesels oor die rugby. Nou Gideon? Ja, is maar so catch 22. Ja, yes, ek moet sê dat jy Ons- het al ons 'n het- paar vir daai close shaves gehad in jou lewe hè. Ons het daarom iets om te wys oor die visvang nie. Rugby het niks om te wys nie. Ja. So die naweek wat nou verby was, het ons die Geyspitse Winter Classic gehad. Daar was 4 venues wat uitgelê was, sone A, sone B, sone C, sone D. Die way hoe die kompetisie uitgeset was elke venue was basically 'n afgesonderde kompetisie. En dan het hulle het 'n algehele wenner aangekondig, maar daar was nie regtig 'n prys verbonde aan die algehele wenner nie. So dit was nou maar net basically 4 regtig groot lekker winterkompetisies. Gideon, wat is so net julle gesit? Sakkie, ons het in die D-sone gesit by Maisie Field. En dan wat was die ander zones? A, B, C, D? So A-sone was by Leeuplaas gewees en dan B-sone was aan die linkerkant van Hartsies, C-sone was aan die regterkant van Hartsies. Nou was hy En by dan- Maysfield. En Emil, waar was hy gewees? Wat Hy was by Hartsies, ek dink hy was by die regterkantste gedeelte van Hartsies, C-sone. Ja. Alright, so vir die members, ons sal nou môre met hom gesels rondom daai oewer, maar dan gaan ons maar vanaand konsentreer op die Maysfield gedeelte, maar dis maar waar Gideon hulle gehengel het. Gideon, gee vir ons 'n breakdown. Wat het gebeur? Vertel ons. Ja, Sakkie, Maisie Field, ons het glad nie voorberei op Maisie Field nie. Ons het half gehoop ons trek nie Maisie Field nie, want die terugvoering wat ons deur die jare gekry het van Maisie Field is die vis is maar moeilik. En die terugvoering wat ons gekry het van laas jaar se Winter Classic is daar's maar penne wat beter is en beter doen en daar's penne wat in baie sit en minder beter doen of minder kans het om goed te doen. So ja, toe trek ons nou Maisie Field wat ons nog glad nie voorberei het nie. Ons is nog nooit op daar gewees nie. En toe sit ons reg in die middel van die oewer. Daarom 'n lekker pen gehad. So ja, ons het 'n lekker pen gehad om vanaf te werk. Ons was baie verbaas om te sien hoe diep die oewer is. Ons is nou nie spesiehengelaars wat nou die dieptes uitmeet en goeters nie, maar ek meen ons kan dadelik sien is baie diep. En die oewer was diep. Daar's van die hengelaars wat so regs in ons gesit het wat die dieptes uitgemeet het met 'n makervlout en hulle het gesê op 30 meter is hy so 3 meter diep. En dan val hy daar net, ek dink op 35 meter val hy na 8 meter diep toe. En dan plat hy maar uit. So dit is regtig 'n baie diep oewer. Obviously toe ons nou sien as dit diep oewer het, ons obviously dadelik besluit ons gaan nou nie probeer maddies vang nie en ons gaan ook nou nie probeer bawers vang nie. Ons gaan maar probeer karps vang, soos Herman na by die inbeer van Bern gesê het, dis 'n karp kompetisie hier, ons wil karps vang. En ja, so het ons dit probeer doen en ons het daarom 3 mooi karpe gevang, 3.3, 3.24 en 'n 4.18. En toe het ons 'n totale gewig van 10.72 gehad. En het ons in 'n derde plek geplaas. Die tweede plek het 'n 10.76 gehad wat 40 gram meer as ons is. En aan die eerste plek het 'n 10.78 gehad wat 60 gram meer as ons is. So dis basically dis regtig baie naby. Dis visie. Ja, ons het verwag dit gaan naby wees, maar ons het nie verwag dit gaan so naby wees nie. Ons het actually daai vis na die eerste aand ingeweeg. So ons het actually verwag ons gaan nog 'n paar visies vang en verbeter op dit en dit het toe nou nie gebeur nie. Ons het toe wel nog groot vis gevang, maar nie naby aan die 3 kg merk, maar niks oor die 3 kg merk. Okay, ons sê nou groot vis vir die spesiehengelaars is dit nou babytjies, maar vir die valdam is dit in die winter is dit daarom 'n 2.5 4 kg kaap in die valdam is 4 kg kaap in Dis die 'n valdam lekker is. kaap. Dis 'n groot vis. Ja. So ja, Sakkie, dis maar die opsomming van dit. Wat se naam die Daai 60 en 40 gram, dis letterlik 'n hoop net die skaal is mooi gezero probleem. Ja, ek gaan nou nie. Ons 4.18 karp toe kom op die skaal sit, het hy 4.2 geweeg vir seker 5 of 10 sekondes en toe hulle nou eventually by die gewig uitkom, toe weeg hy 4.18. En my derde karp wat ek geweeg het ons gedog is bietjie groter, want daai staan met ons nie verwarring ons moet nog vang. So ons het nie eers gekyk, maar ek weet Werner was daar en daar's amptelike beamptes wat daar is wat die werk doen.
en ons Dis vertrou van so in vriende. punt 6 Maar ja. punt 6 is daar's maar baie faktore wat 'n rol kon gespeel het op dit. Ek kyk Ja, as een van daai hangskaal, ek meen as jy ewe net weeg as die wind waai, dan kan jy daai daai 20 gram bykry, en daai skraal weeg gewoonlik in inkremente van 20 gramme. So, dis reg. En jy's gewoond, jy's nou wat ek net op geloot het, jy's al well versed in hierdie paar gramme wat jy groot toernooie verloor. Jy het al 'n paar rand verloor op 'n 20 gram en 40 gram visie. Ja, ek en Herman het nou met die NDE is die NDE Classic. NDE Classic. En die Pair Classic op die Primania kant. Ons het die Milan ons met 'n tweede plek gewen, ook met 'n paar gramme. En dan het ek so 3 jaar terug het ek tweede gekom op die Elite Finals. Ja, by die Elite Finals. Het ek tweede gekom met ook 6 punte, so dis ook 60 gram. Ja. The story of your life. Ja, ek kan nie glo nie, het jy al daaraan gedink dat jy 'n borg het wat half gewig te maak? Ja. Die eerste wat alles, ja. Ek kan vir van daai 100 gram borg gee. Ja, 100 gram is net so daai karp, hy sluk net so one shot. Ja. Gideon gooi 180 gram gewig. Hy vat een van daai gewigte en druk hom net in. Ja, swarte grappies so, ja. Shit. So close. Nee, maar dis sad. Maar ek dink dis ja. Ek kyk byvoorbeeld ek troos my aan ons het daarom verpleis. Ek meen daar's baie span, ek meen die span wat laas jaar die oor gewen het waarop ons sit. Jan, hulle klink net op dieselfde pen gesit as laas jaar. En dit is baie goeie pen. Daai Maisie-Field loop al met so groot baai. So en hulle daar links voor op die punt gesit weer. En om die Spikes wat gewen het, hulle het hierdie kant op die punt sit. Hulle het ook nog 'n moeilike pen gehad, hulle het in die baai gesit. Maar ek meen ons, wat ek wil net sê is ons is consistent. Ons het nou wel nie gewen nie. Maar ons het nou, ek het nou 3 jaar dat ek in die kompetisie deelneem en ek het al 3 jaar nog onder die top 10 geëindig en al 3 jaar 'n paar rand huis toe gevat en dis maar meeste van die kompetisies so wat ek deelneem. So dit gaan nie altyd wen nie. Ek dink dis die goue les. Dis die goue les wat daar in 'n sport is. Dis visvang en mens gaan nie altyd wen nie. Daar is soveel faktore wat jy op visvang kan beïnvloed, wat jy kan baie vinnig slip. Ek meen dan gaan jy baie meer hartseer en negatief wees. Ek pleis daarom nog en daarom daar. As ek meen ons het baie, ek het nou baie in die week gepraat. Daar's baie groot name wat op ons oor gesit het wat nou baie op sosiale media en baie bekend is op die oomblik en hulle het nie gepleis nie. So dis maar 'n bittersoet. Ja. Ek kyk byvoorbeeld vroeër in die week kyk ek 'n program waar hulle praat van met die marline. Het hulle 'n toernooi, die World Cup. Hulle noem dit die World Cup vir blou marline. Nou hoe die toernooi werk is jy kan enige plek in die wêreld kan jy wees. Jy skryf in vir die wêreld vir die World Cup toernooi, maar jy kan enige plek in die wêreld wees. En dan op die 4de Junie in jou tydsone. Tussen kom ons sê 9 en 4, 9:00 die oggend tot 4:00 die middag. Daai tyd is Lions In. Dan hengel jy nou, as jy nou marlyn gevang het, dan gaan jy nou hulle stuur vir jou 'n geseelde skaal. So hulle gee vir jou 'n boksie wat geseël is en jy maak hom dan oop, dan moet jy nou die marlyn weeg op die skaal en hulle het obviously nog maar checks and balances wat hulle nog maar doen om die goed te check. En die 2 marlyne wat nummer 1 en 2 is, hulle albei was 653 pond. Die een is gevang in Bermuda, die een kant en die ander een is die ander kant Afrika en die Azores gevang. Nee, so dis aan opposite plekke van die wêreld gevang en hulle albei kom by die skaal aan. Albei was 653 pond. Nee? Laat hulle daai groot toernooi wat obviously nou maar 'n paar miljoen dollar of wat ook al is die prysgeld is, gewen is op first to boat. So die een wat die vis die eerste op die boot gehad het. So jy het 'n timestamp van as die vis nou letterlik op die boot is, dis jou timestamp wat jy die vis registreer. Nee, laat 'n toernooi soos dit waar hulle
100 en iets bote gehad het oor die wêreld waar die toernooi gewen is op 2 vis wat presies dieselfde geweg het. En dis soos Gideon nou sê, dis daai kon 10 to 1 daai skaal het 10 to 1 nie tot op 'n desimaal gegaan nie, maar daai desimaal kon 'n helse verskil gemaak het. En dit was en bly visvang. Daar gebeur dit so 'n groot toernooi. Ek bedoel die Winter Classic is 'n groot toernooi vir ons. Dit seker goed gebeur. So mense opstaan na dit. Op die eerste van alles soos ons het 10.72 gehad. Die 4de plek het ook 10.72 gehad. So dit was hulle ons het die 4de plek basically gelyk gewees en toe daai reël wat jy nou van praat wat ook maar gegeld die ons het eerste by die totale gewig gekom het is nou 3de wat ons is en dan die ander span is nou ongelukkig 4de. Ek meen ons kon nou net so al 4de gewees het, dan se mense nou nog meer hartseer so. Jy moet altyd die silver lining in dit sien en die eerste van alles daai 10.72, die span wat tweede was ook op 'n stadium op 10.72. So dit was crazy. En die ou wat die span wat 5de is, wat se gewig het hulle gehad? Weet jy wat was dit minder? Nee, maar dit is crazy dat julle 4 penne op een oewer so close is te mekaar, hè? Ja, dit is. Ek bedoel dis nie 'n normale gram. En ons het letterlik ons het ver uit mekaar uitgegaan. Die ouens wat by daai 10.76 gevang het al links op pen. Ek weet nie presies wat die pen is, maar dit links in daai eerste paar penne gesit. Ons het hier in die soos ek sê in die stryd gesit, ja. En dan om Spike het heel daai kant gesit, heel aan die regterkant gesit. So ons het letterlik baie ver uit mekaar uitgesit. So dit is weird. En ek weet dit is verskillende, ek sal nie sê verskillende water nie, maar die oewer is heeltemal verskillend by ons en by hulle gewees. Daar by ons is baie klipperig gewees. En die vis breakdown, jy het gesê julle die 3.2, 3.8, 4.1, was die anders nou ook so uitgeskryf, wat het een van hulle dalk 6 kilo gevang en 'n 2 kilo en 'n 2. So ietsie soos dit was dit almal maar daai 334, 333. Ja, so die ouens het eerste en tweede was dit ook 'n 4.3 gevang. Ek dink die ouens se tweede was dit actually 'n 4.6, 'n 3. iets en 'n 2.8 gevang. Dis Marius Redening hy so Barry Burton te ken en so van sentraal Gauteng. Jy word hom ook al te ken. Ja. Marius Redening en dan Hannes Louwens onder hom. Ja. So wat was die grootste karp op die oewer? Ek dink hulle het dit was 2 van 4.6 gewees. Daar's 'n paar 4 kilo karpe wat kompetisie in geheel was daar een karp wat oor die 5 kilos was. Ek dink was 2, was 'n 5.3 gewees en ek dink was 'n 5.1 gewees. Ja, ek het die 5.1 gesien. Dink amper. Maar dit wys mense maar net dat die sak wat jy gekry het, daai 4.1 of 4.2, 3.8, dis groot vis vir hierdie tyd van die jaar. Dis die grootste karp wat uitgekom het 5 kilos is. Beteken dit dat dit is dis 'n helse prestasie om nog steeds daai vis te kry. Maar jy sien hulle daarom nog ander vis gekry. Almal was net daai bietjie kleiner as wat julle groot sien. Ja, ons het actually 'n spul klein karpies gevang wat ons nie probeer het. Ons het nie bolle naby gegooi nie. Ons naaste afstand is 115 meter. En ons het daar nie vis gekry nie. Ons het bolle op 135 meter en ons daakie vis gevang nie. So ons het basically al die karpe gevang op 'n hoopspoel met 'n 1.5 sinker en 7 pond lyn. So voor daai ding, ons het op 'n stadium die wind van agteraf op gehad. So voor daai ding reg ver. En wat sê nou, ons het ons kleinste vis op bottoms gevang, op 100 gram bottom met 'n klein skilletjie. Dit jy regtig ver by plaas van 180, 190 meter vang jy karp wat so groot is. Dit was net vir snaaks. Ons gooi bolle op 125, 135, jy verwag nou daai klein karpies gaan op baie afstand inkom. Gewoonlik as hulle op 'n afstand inkom, op 'n stadium dan kom 'n groter karp in en hulle druk hulle af of jy kan 'n groter karp net agter daai kol vang. Niks nie. So 2 jaar in 'n ry wat ons sê ons gaan die bolle gooi nie, dan gooi ons 'n paar bolle en dan byt dit ons in die gat. Ek is seker Gideon, daar moet 'n vlakker strook wees op daai distansie. Ek wou nou dieselfde gesê het. Gooi hulle nie dalk oor die so 'n rivier gedeelte nie. Ek dink hy doen daai ding, Sakkie. Daai ek kan nie dink dat daai klein karpies in daai diep water is nie. En by daai bottom se lyn vat so lank om te sak, ons sal dit nie glo nie. Dit vat forever om my lyn te sak. Jy gooi daai ding, dit is nog hard as 'n klip en dan kom jy weer staan, jy sraai ding op die stand en dan sit jy polisieman en dan staan hy lyn nog steeds so.
Ek praat van 10-15 sekondes, dat jy lyn so stap met 100 gram gewig. Gewoonlik is dit 'n sekonde per meter waar hy val. Dan eventually dan staan daar in die bodem, dan gaan daar vir jou slek. Ons het ek was ook gatvol daarvoor om ons polisiemanne reg te stel, want jy's letterlik, dan trek jy 'n polisieman reguit, dan trek jy na die slek uit. Dit vat jou letterlik 5 na 10 minute om my polisieman te settle, na daai lyn nou gaan saak. Dis regtig, Jy moet vir my dit kan ook 'n polisieman meter kry. of, ons Hy groot ons is. ons sal uit sinkers wat moet kry, loodballe. Nee, ons het daai groot pypies, ons het Daai downriggers. Ja, ons het 2 van daai groot pypies aan om die lyn reguit te trek. Maar mense wil ook nou nie te veel trek nie, want wat ek vir David en Vermont sê, mense weet ook nie of jy 'n 4 daar verbyloop dat jy nie silt hengel nie, want dit is ook wat ons toe begin wonder het, want toe vang ons nou klomp vis op die 1.5 sinkers en niks op die distance weights en op die 2's nie. So, ons moet maaks wees. Ek ken al mense dink jy het so baie tyd so naweek, maar dis ook maar eintlik so min tyd. Maar die vis vat so lank om te byt en omdat hy so lank vat om te byt, die volgende plan kan jy eers eintlik maak na jy vis gevang het. Jy maak nou 10 planne en jy verander heeltyd nie. Jy moet 'n plan maak en 'n vis vang en dan kan jy jou volgende plan maak. En ons het weer hierdie jaar buite gekry van 4 na 6 ure toe. Met 'n gewone fluit en deeg. Yes, En ek het nie hierdie van jaar- dit so kan doen nie. Hierdie jaar was ons nou nie in daai lekker posisie om 2 hoeke te hengel nie. Ons het te veel afplek gewees omdat daar baie klippe is. So ons kon net 1 hoek hengel. So ons dis maar moeilik om dan te eksperimenteer met haas. Want ek het probeer 'n bietjie koepe te hengel en so op die boonstuk, maar toe ons dan begin ak, toe byt ons nou dadelik die boonstuk af. Sê gou vir Gideon, daai 135 wat jy gesê het jy gehengel het. Wat se gewig het jy daar gehengel? Nee, 1.5 klein sinkertjie. Maar 'n 7 pond lyn. Gooi daai ding maklik daar. Ons moet net nou Dis- jy praat nou van daai 100 gram gewig het jy daar op wat 180 daar rond gehengel. Ons moet net nou so voor die einde van die episode moet ons dalk 'n bietjie touch aan jou vergooi ekspedisie wat jy gehad het nou so 'n paar weke terug. Ons het nou nog nie met jou gesels rondom dit nie. Die karp gooi is ons ding. Dit sal ook 'n interessante insig sal wees wat ons bietjie net oor kan gesels. Dis reg. Die manne as die manne hoor van daai tipe van distansies, ek bedoel ons sien dit op social media goed, sien mense dit nou maar gedurig, maar daar's baie bitter min wat die bewyse het wat jy het. So ons kan ons definitief 'n bietjie rondom dit gesels. Maar dis my indrukwekkend dat jy sê jy kry daai klein visies in daai diep water. Ek bedoel ons vat met die boot lê ons gewoonlik, ek bedoel op die vlakste probeer ons kyk vir 7 meter. 7 meter is ek dink is ons happy plek. 6, 7. As jy 6 kry, 6 is min. Afhangende van die dam se vlak. So vlak, né? Maar Ja, as die en dam dan is is waar hy dit vol. nou is. Nee, is As die dam vol is 'n 6 meter vir ons te vlak. Sal ons nie in 6 meter gaan lê nie. En tog as ek kyk in die geskiedenis van ons boothengel ding, het ons minimaal klein karpies gekry. Klein visies in geheel. Ek het also met my pa op die boot gesit en dan gaan ek uit en kyk net, ek wil net 'n klein visie vang. Die laaste keer dat ek op Grietjie gehengel het. Ek probeer net 'n klein visie vang. Ek probeer net 'n visie vang. En dit gebeur nie. En toe voordat ek saam met my pa voordat ek my pa saam gehengel het, toe ek alleen op die boot gehengel het dit met my ook nie gebeur nie. Jy vang nie op 'n dag 30 van daai klein visies nie. So, dis net vreemd dat jy sê daai visies daar is. Ewen met ons ook, ons moet net die lang lyne hengel. Wel as jy bottom gooi. Baie min dat jy 'n klein karpie vang aan die diep waters is. Veral in die winter ook. As die somer gebeur het nog en dan daai klein visies hier die hele dam vol. Maar in die winter, dit was nou regtig van snaaks wees. Ek meen dis regtig klein karpies. Ek praat van karpies van 300, 400, 500 gram. Baie keer dan kry jy jou kleiner karp op die verder afstand daai kilo en 'n half karp. Dis nog half sal ek sê aanvaarbaar. Dit kan mense verstaan. Ja, maar hierdie klein visies was weer. Ons het baie van gevang. Ek sê vir jou as ons 'n bottom gegooi het. Maar nou ding lê 'n halfuur of 'n uur dan val daai polisie van in die water. Dit is so 'n karpie. Ek sal sê van 800 gram na 'n kilo toe. Dit kan 'n mens nog verstaan. Ek kan dit nou nog indink. Nee, maar daai is 'n klein visie. Ek bedoel 500 gram visie, dis 'n visie wat nou uitgebroei is. Dis 'n een seisoen vis. Hy het nog dop op die oë. Ja, maar dis 'n een seisoen vis. Daai is nog hy het nog nie sy eerste winter deur nie.
Ja, Sê nou vir wat Gideon Barry en gesê het, soos Barry ook sê, mense moet na die vlakker gedeelte toe. Hy's eintlik in 'n sloopbaan mense daar, hy's breed daar. Ek sê hy seker naby 'n kilometer. Ek moet sê maksimum 'n kilometer, minimum 700 meter oor. So al gooi jy 'n aas op 200 meter wat seker nou onmoontlik is, naby aan onmoontlik is. As jy nog steeds jy's nog nie in die derde van die dam in. En volgens maps hy en ding so is wat loop die rivier in die middel van daai gedeelte. Hy maar loop wat baie wat naby baie in die keer hy loop wat baie baie naby keer daar gebeur by en my dan kry hy hom verby. Wat baie keer gebeur is as die dam leeg is, dan sal 'n ou sien maar jy ry en hy maak bietjie van 'n dip en dan kom jy weer op en dan af en dan op die einde dan kom jy voor by die rivier. So die rivier kan daar wees. Ek weet byvoorbeeld daar by Rooiwalle. Ek weet nie of jy Rooiwalle ken nie. Ek ken Rooiwalle is een van daai oor so hy so 'n vlak strook so in die middel deur. Daar waar jy inkom by die pad. Ja, jy kom daar langs die bloekombome in. Daar van daar af ras, dit is so 'n vlak strook in die middel van die dam. Dis hy. So en dan as jy sodra die dam onder daai ding vlak sak, jy weet dan ry deur daai papperhuisel en dan kom jy voor op die harde stuk en dan is die rivier aan die oorkant. Nou ek vermoed dit kan dalk so 'n tipe ding wees wat julle gekry het en laat julle nou net op daai distansie wat julle gooi, kom ons sê 170, 180. Kom maar op 'n stukkie wat net maar weer bietjie opkom. En laat Maar daai soos Gideon visie sê, lekker daar saam. dit sal nie verduidelik dat die gewig nie nog lank vat om te sak nie. Daar sê hy met Ja, ons weet ja. as jy 100 Gewoonlik as jy 100 gram gewig gooi, jy gaan hom voel. Ja, soos ons daar by Rooiwalle hengel. Ek moet jy daar gooi en daai polisieman, daai ding staan so, dan weet jy mos is vlak. Daai ding het jy gegooi. En dis nie net ek meen Herman was saam met daar sien. Ons het dieselfde konklusie gemaak. Dat ek meen ewen kyk so Steins, as weet Steins maak ook so daai walle en goeters. Daar's baie van die Ubers vir daai walle maak. Maar hierdie was regtig nie in die geval nie. Daai ding het regtig baie lank vat om te sak. Daai groot sinker, ek meen as 'n 100 gram sinker met so 'n klein stukkie voer aan. Daai ding moet sak. As dit 2 of 3 meter diep is, gaan daai ding net sak en dan gaan die polisieman mos settle. Ja. Stil lê. Hy het baie lank gevat voor hy gesak het. Dit sou interessant wees om met die boot daar te ry en te sien hoe diep dit is. Ek dink dit sou regtig interessant wees om dit te sien. Ek dink dis 'n area wat ons nog Dis regtig wat ek min gesê, besoek het. Jy moet vir regtig bietjie daai location stuur. Dat ek kan sien waar dit was en as ons weer daai kant toe gaan hier in die middel van September, dan kan ons ry en gaan kyk. Het jy 'n pin gesave? Ja, En ek en jy het mos nog 'n afspraak ook vir wat's dit hier in Oktober. Ja, die eerste week in Oktober. Ja. Dan gaan Ja, dit sal regtig sal interessant bietjie- wees om dit te sien. Dit gaan 'n entjies ry wees van af af. nee, is nie so ver nie, is nie te ver aan die kant Hatsies nie. Nee, dis fyn. Ja. Maar maar Gideon, jy het net gesê jy Okay, toe. Ja, sit ons kyk, maar Gideon, jy sê jy het net gesê dat julle het voor die tyd besluit dat julle gaan nie weer die bolle gooi ding doen nie. Het julle nou maar wat weer eens gedoen toe by dit jou in die gat. So verduidelik gou vir ons wat was julle mentaliteit going in en hoe kom jy gechange? Ja, Sakkie, ons het laas jaar by Bianzi oor het ons voer gegooi met 'n spom, wat basically maar chick was en kaboom milies. So dis ook nou nie partikels soos die Valdam nie gewoond is, jy gewone Valdam kos die milies en die chick wat baie naby miliebom is. En ons laas jaar met 'n spom by Bianzi gegooi en het die vis heeltemal weggejaag, sal ek dit sê. En hierdie jaar het julle gesê julle het vis gekry totdat julle die spom begin gooi het. En toe julle die spom gegooi het toe dis die vis weg. Onthou dit. Hierdie jaar het ons gesê ons gaan nou daai lesse uitleer en dit probeer om nou nie weer te doen nie. En ja, ons het daar gekom en ek het lyne aangegooi. Herman was 'n bietjie laat, hoewel ek was ook bietjie laat. Ek het net so vir die kompetisie begin en aan gekom en alles uit die canopy uitgegooi en stok in die dam gegooi. En man, seker 40 minute na ek uit hierdie maar jy is geword deur sensation. Dis hoekom jy kan stok in die water gooi. Ander ouens sit hulle stokke op 'n pen. Jy gooi dit sommer net in die water. Ja, net al seker so 'n klein asblikkie vol van die stokke wat ek vir hulle terugstuur. Maar in elk geval. Wat se naam? Toe ons so 40 minute in die kompetisie en vang ons ons eerste kar. En 6:00 toe ons om gaan weeg en wel, ons het ons eerste kar op 40 minute in die kompetisie gevang.
Hier so uur en 'n half in die kompetisie en toe kry ek nog 'n byt, nog 'n karpie aan, toe gaan elkei vas. Nie 'n vreeslike groot karpie, so dit het my nie gepla nie. En 6 uur toe ons gaan inweeg, toe het Herman net daar aangekom. Toe bel hy my toe ons by die inweeg staan. Toe sê hy het ook nou net 'n karpie gevang, klein karpie gevang. En toe ons terugkom van die weeg af, toe vang ek ook weer 'n karpie. So ek ken ons het basically 4 byte gekry in kwessie van 2-3 ure. En dis toe ons nou maar gesê het, kom ons gooi nou maar 'n paar bolle op daai 125, 135 meter afstand wat goed is vir die valdam. Maar hierdie keer net gewone mieliebomme. En ons het ook nie, ons het groot mieliebomme gegooi, net so 3-4 elk. So ons het nie geoverfeed nie. Maar ja, dit het weer eens hierdie jaar nie gewerk nie. Ons het regtig nie eens 'n byt op daai stokke gekry nie. Ons het letterlik 'n bolle gegooi en dan al ons partykeer die stokke van daai afstand af en hengel op ander afstande en dan kom ons terug na die afstande toe. Nie in die oggend nie. As julle kom ons sê julle het nou op daai 115 'n paar bolle gegooi. As julle nou 'n bietjie van die voer afgegooi het, julle dan buite gekry. Nee, glad nie, Sakkie. So die bolle het dan obviously glad nie 'n verskil gemaak nie, want daar was obviously net nie vis in daai lyn nie. So of julle nou daar voer gegooi het of nie, die vis was seker net nie daar nie. Ja, die ouens links van ons het 'n paar vis gevang op daai 135 lyn. So dit is my gelyk. Dit is moeilik om die afstande te geskat het van die wind het snaaks gewaai. Dit was baie keer stil en dan het hy van agteraf gewaai en dan het ons bietjie hoër gesit. So baie keer dan lyk dit of jy net hier voor jou gooi omdat jy so hoog sit en die wind stil is. Dan lyk dit lyk of jy gooi jou arms sal geval het net hier, maar dan is dit 'n verdere afstand. So, Ag wag, dink julle het gedoen wat my pa gesê het, toe ons gepraat het voor die Winter Classic toe, sê my pa, gaan net soontoe gaan vang vis. Ja. Gaan soontoe gaan vang vis en daar sê julle het gegaan, jy het begin hengel. Hoeveel stokke het julle toe besluit om mee te hengel? Hoeveel het julle toe by einde mee gehengel? Ek dink as ons nou terugkyk, ons het op met 8 stokke gehengel en ek weer eens as ons terugkyk na dit toe is dit ook seker net maar te veel gewees. En ons het ook gesê ons wil hierdie jaar kyk om minder stokke te hengel. Maar ja, as hy vis begin byt en jy vang hy vis en soos toe ons daai 3 karpe het, want ons het daai 3 karpe vir 10.72 geweeg die volgende oggend. So ek meen nou het jy daai vis in die sak, nou wil jy nie nog vang. Ek meen dis moeilik. Dis moeilik om jouself te beheer. So ja, ons het toe 8 stokke gehengel. Ons het die een stok heel regs op die korter afstand gehengel en die een stok heel links op die ander korter afstand gehengel. En dan het ons 2 bottoms hier in die middel rondgegooi en dan 1.5, 2 is in distance weights, hoopspoel gegooi op die stok in die middel. Maar ja, ek dink regtig volgende jaar, die keer, ons vat net 6 stokke dam toe. 6 stokke plus 1 spaar as ons een afgooi, so 7. Maar ons lei daai met 'n slot toe en ons gee vir iemand die sleutel daai 7 nie. Gee 2 spaarstokke vir hom Werner. Sê vir hom Werner, sit jy hom op op jou bakkie asseblief. Dink jy daai 2 bolle met 2 hoeke gaan 'n verskil maak, Gideon? Dis die lyn. Ek sal dis lyn pressure en goed soos dit. Hulle sê dis 'n lyn pressure oom. En wat ons toe ook nou agtergekom het, toe na daai lang afstand waar ons toe na die vis gekry het, en toe gooi ons nou meer stokke daar. Toe obviously en ons gooi toe meer gereeld ook stokke daar. Toe sit ons meer voer op daar en toe ons nou weer voer en meer stokke daai, weg is daai vis. So ja, dis wat ek net sal sê. Ek sal sê ou kan meer stokke hê, maar maak 'n punt daarvan 'n hengel met 'n stok regtig naby. Ja, die ander probleem was net hierdie jaar was ons spasie ook baie beperk ook. Ons het nou nie gemeet hoeveel spasie ons gehad het, maar ons het regtig in 'n baie klein spasie gesit. Gewoonlik met die vorige Winter Classics het daar so jy 2 penne. So jy het jou regterkant se pen en jou linkerkant se pen. Maar tussen jou en die volgende ou se pen is daar gewoonlik 5 of 6 of 8 meter. So ek al by die dam kom, toe staan ons pen en die mense langs soos 'n pen bymekaar. Ek meen 'n meter of 2 uitmekaar uit. En ek meen daai ouens sit op hulle pen op die punt van hulle pen en ons sit op die punt van ons pen of en ons moet nou 4 stands aanpas of 8 stokke aanpas. So dit klink nou maklik om te sê gooi 8 stokke in die dam, maar die probleem is daai spasie is reg so min. Daai spasie is so min dat ons mekaar uitgesleep het en die mense langs ons uitgesleep het. Want daai spasie is net te min, 8 stokke. Dis as mens 4 ure vir 'n byt wag en iemand trek jou uit, dan dink ek kan ja, dit voel mense nie lekker nie. As jy jouself nog uittrek, wat doen jy dan? Skop jy jouself. Kap jouself so 'n paat in die vangel dan. Ja. Ek weet nie of ek daai lang wag kan doen nie. Ek dink
Yes, dit sal. En elke keer hierna, ek dink dis nog waar die probleem kom met ons 8 stokke gooi, want jy change dit maar so. Dit voel die hele tyd of jy stokke ruil, maar as jy 8 stokke het om te ruil. So dit help, Ja. maar ja, dis ek sê dit help ook maar jou agteruit partytjie. Ja, ek sal by daai toernooi sal ek een van daai, jy weet daai fishing simulators. Toe by die winkels het dat hulle die tunas in die goed sou vang, nee. Ek gaan sit daar agter in die bakkie gevang net hierso tuna of ietsie dat ek net bietjie van die energie ontslaa raak. Nee, as ek weet nie of ek vir so lank kan sit nie. En so naweek voel so lank en klink so lank en as jy weer sien is dit verby. Ek het Vrydag gaan basically gedeernag en ek het Saterdag aan seker so 2 ure geslaap. En as mense dink die naweek is so lank, maar dis eintlik maar so kort. Ja. Jy het hulle daai die ander twee groot vis het julle nou obviously deur die nag gevang. Was dit soos 'n 1 uur vis en 'n 3 uur vis of was dit meer in die oggendure? Ja, dis presies 'n 1 uur vis en 'n 4 uur vis gewees. Vrydag aand. Vrydag wel Saterdagoggend eintlik, ja. Saterdag se weer was ook 'n bietjie snaaks wat ook dink ek nie gehelp het nie. Saterdag was dit vir seker 4 ure windstil en toe daai wind begin waai met 'n spoed van agteraf. So ek dink ook nie dit was die perfekte weer Saterdag vir visvang nie. Sondag toe ons oppak, toe begin dit 'n lekker visvang weer raak. Sondag toe ons so 8 uur se kant te begin, hy windjie so bietjie van voor waai. En hier 10 uur toe die kompetisie nou eindig, toe waai hy wind lekker van voor af. Maar nie so erg dat dit onplesierig is nie, maar so dat jy gaan nou visvang, daai wind is reg as suurstof in die water. So ja, sorry om baie net gesê. Sê vir as ons 'n bietjie praat oor rondom aas en daai tipe goed, het julle kon agterkom dat 'n spesifieke tipe aas of 'n spesifieke aas beter gewerk het as iets anders of 'n moed en 'n moenie of hoe wat waar? Ja, ek hou dit maar baie eenvoudig. Ek het al daai karpe gevang met 'n plain geel harde floutie met 'n wit deegie agterom en dan het ek X-Factor en Petitjenin op die bol gesit. Petitjenin red en X-Factor. Ek sulke winterengele hou baie eenvoudig en ek probeer so min as moontlik dip op die voer sit. Ek hou daarvan om baie te dip. En ons het ook gesien toe ons daar by die dam kom, daai water is silwer skoon. Jy kan daai klippe sien. Ons het groot tippe voor ons in die water gehaal. Jy kan daai klip op 5, 6, 7, 8 meter voor jou sien in die water, deur die water sien. Ek weet dis ongewoon vir die val. Die val dan langs die water is. Ek dink is omdat daai wind seker maar die hele week dalk van agteraf daar gewaai het of iets dat daai eerste paar meter geshelter is van die wind, want ons het gesien ook dat die wind waai van agteraf omdat ons so 'n bietjie so sit. Die wind begin eers die water karring so op 10, 15, 20 meter voor ons. So ek neem maar uit maar so van agteraf gewaai. Dit is ook nie goed vir visvang in die val nie. Hy val dan moet hy val kleur wees. Ja, jy soek hy brei. Ek sal like om te hoor wat Jan hulle gedoen het, want soos ek verstaan, ek het nou nie vir Jan hulle enigstens gesien nie, maar Jan hulle het laas jaar daai oor gewen en hulle was laas jaar die algehele wenners en hulle het laas jaar 'n pophuis vol voer daarin gegooi. En klink my hulle het hierdie jaar baie naby dieselfde pen getrek. Wel die mense het my gesê presies dieselfde pen getrek. En hulle het hierdie jaar net een vis gevang. So ek sal like met hulle te praat en ook te hoor what happened. Jan, wie is dit? Sleebush. Jan Sleebush. Ons het hom opgehad. Ja. Sorry. Dis na 1 hierdie oggend hier by my. My brein. Ons is 'n bietjie afgesit. Ons het verlede jaar met hulle gepraat na die classic. Ja. As ek reg is. Ja. Definitief het ons met hom gepraat. Sê vir my, Gideon, het julle enigstens probeer die wurmpie en die floutie? Glad ja. Of nie? Nie probeer nie. Glad nie. Ons het met 'n paar ouens by die NB gepraat en toe het hulle gesê hulle het wurms gegooi en daai goed het net gelê. En dan het ek met Henno Hartman gepraat by die prysuitdeling. Toe sê hy hulle het 'n wurmpie en 'n floutie gegooi Saterdag middag na die NB. En Sondagoggend het hulle grootste karp wat 3 kilos was op daai wurmpie en floutie gevang. So ja, ons het is 'n lekker winterasie. Ek en Herman het nog nooit wurms in die winter gehengel nie. Nie as reël nie. Ek hengel karibas na die eerste reën. Snaaks genoeg. Maar in elk geval Herman het een reismeerstrop gegooi en hy het so 4, 5 ure gelê, maar ook nie daai string reismeer, daai klein lekker
kompakte reisneerstroppies, want ek weet daar het mense ook al baie karpe gevang en hy het op 4-5 ure gelê sonder 'n byt. Het daar enige ander interessante vis uitgekom, 'n barber of 2 uitgekom, 'n groot grasie of 2? Nee, op ons oewer glad nie, Sakkie. Ek dink daar het 'n madie of 2 uitgekom op ons oewer. En dan klein barbertjies op ons oewer en dan dink eers dat 'n grasie op die oewer uitgekom en daai diep water is ons maar moeilik vir die ander spesies in die dam. Hy moet eers lekker warm word vir die maddies en die barbers in daai water in beweeg. En grasies oor die algemeen bly maar in die vlakwater hele Ja, jaar hulle deur. soek nie. Ja, hulle soek dit nie. Ja. Op Leeuplaas het daar 15 kg barber uitgekom en op Hartseas het daar ook 'n 15 kg barber uitgekom. En op 'n stadium was die voorloper grasie 200-300 gram. Jy's vir hierdie tyd van die jaar is dit vreemd vir daai oewers. Ja, maar ek het toe met ouens by die prysedeling gepraat wat 'n 4 kg en 'n 2 kg gevang het. Hulle het dink op Leeuplaas gesit. En klink my hulle was toe eerste en tweede gewees. Maar dit is ook een pen gewees. Dis nie as ek reg onthou is een groep ouens as ek nou reg onthou waarmee ek gepraat het. Wat 'n 4 kg en 'n 2 kg gevang het. So wys jy ook daai grasies is hierdie naweek baie min. Ek meen kyk toe met Emil daar by wat se naam by Flamingo by daai grasies gevang het. Ek meen hy sê een van daai grasies gevang het hy groot prys hierdie naweek gewen. En snaaks. Weet. En So was daar pryse gewees vir die grasies alles. Ja, is groot pryse gewoonlik vir die grasies en die barbers en die moddervis. Johan Donald was die naweek na die koue front, of die week na die koue front was hulle daar by Flamingo by gewees. Hy sê ook wat glad die grasies by daai binne aan die wetse klapkomp uitgekom het. Net karpe. Ek dink ook nie hulle het maddies en geelvisseers gevang. Na daai groot koue, dink dit was die Dinsdag. Ons het die Saterdag en die Sondag en die Maandag was die vakansiedag, die Dinsdag toe daai groot koue ons geslaan. Hulle die volgende Dinsdag het hulle 'n kompetisie daar gehad. Maar die grasies is net weg gewees. Dis gaat nie gebeur nie. Ek dink op hierdie stadium moet daar soveel van daai grasies wees. Want ek dink hulle gaan moet oralste wees. Sakkie daar. Soos julle sê, daar's soveel natuurlike kos, so hulle Hy goed ook maar sag, hy goed vrek vinnig. Ek het nou reg vir 'n paar mense die storie vertel. Ek dink ek het dit al op die podcast vertel nie. Op ons nasionale proewe die eerste dag toe ek daai barbers so vang. Ek het 2 groot barbers gevang, een van 10 en een van 9 kilos. En net daarna toe kry ek 'n grasie in die lyn en ek nog eens 'n klein barbertjie en ek grind hom so op 60. En ek het my klein netjie daarom om te skep. En toe hy opkom toe sit nou so 7 kg grasie en ek maak net die trot dadelik los en ek nog voor ek kan omdraai om my groot net te gaan haal wat by my keepnet is. Draai daai grasie om en hy swem met my been vas. Toe my been vas is swem met 'n dop om te bloei. Net sy kiwi. Ek het letterlik na my net toe gestap, my net gaan haal, my grasie geskep, om in my net gesit. Die beamptes het verbygery, hulle sê kom ons weeg uit die grasie, hom geweeg. Ek het hom daar by hom staan in die water, seker vir 'n halfuur om hom te revive. Dood. Hy het so 20 meter geswem toe dop by hom toe trek hy so in die stroom van die val so aan die kant af soos die wind hom waai. En ek het my been vasgevlieg, man net so, poep, dood is hy. Ons het al gesien, dis kom ons daai so grasies op die eister. Ja, jy gym nou weer. Ja. My wat sê, maar in elk geval, maar ons het gesien, dis kom ons die grasies ook weeg op die kompetisies en goeters. Dis kom daai grasies, hy net druk in die net is aan peg. So ek dink dis supermaar nie. Ek vind op 'n stadium met ons daai grasies vang so, toe vang hulle so, raak net al groter. Maar jy vang nog 'n paar van daai grootes, maar jy vang nie die in between 2-3 kg grasies so baie so mense laat dit vang. Jy vang nie meer so baie van daai kleintjies soos altyd gevang het. Ja. So wil jy vir my sê dat daar's 'n wêreld waar ons nie grasies in val daarmee het nie. Nee, dit gaan nie gebeur. Ek dink die dinge het baie verander hier. As iemand het nou gister het ek 'n oproep gehad van 'n persoon wat vir my sê dat hy hoor die mense sê daar's kurpers in Vaaldam. Ek sê ek weet vir 'n feit van 'n klomp wat al gevang is, maar ek het bitter lanklaas van iemand gehoor wat een gevang het. Ek kan nie dink dat ek die laaste seisoen of 2 seisoene gehoor van 'n kurper in Vaaldam nie. Maar ek weet in die verlede het ons hulle gekry. Die laaste wat ek gesien het nog nooit 'n kurper in Vaaldam gevang nie. Die laaste wat ek weet vir 'n feit hulle het.
by 'n elite kompetisie by Ardenzag wees, so 'n ou so 'n vang van 500-600 gram, wat hulle mooi kurper is. Maar ja, hulle is baie skaars. Hulle once in a blue moon. Ek dink as maar seker maar so die rivier afkom, dan spoel hulle in die dam in, want ek dink daai Valdam se water raak ook maar koud. Ek meen, dis wat nou by Bloemhof gebeur het, daar was 'n klomp kurpers en toe die winter kom toe vrek al die kleintjies en baie van die grootes. So ek neem aan daai kurpers kom maar met die rivier in. From somewhere. Dit sal vir my nou interessant wees om te sien hierdie jaar as die somer nou kom, as die ouens nou weer begin Bloemhof hengel en goed so dit. Hoe daai kurpers nou is. Want dis nou hulle tweede winter as ek dit so kan sê. Laas jaar was hulle eerste vol winter. Hierdie sal nou hulle tweede winter wees waar daai klein Maar dit is ook al 'n ruk daar, Sakkie. Ja, maar ek sê dit is nou 2 jaar terug was dit nou waar die groot influx van die kurpers waar julle die SA's gehad het waar julle biljoen van die goedjies gevang het. Maar dit was hulle eerste winter verlede jaar en dis nou hulle tweede winter nou. En ek bedoel as hulle hierdie winter sal survive, dan weet jy dan vir die foreseeable future sal hulle maar kurper in Bloemhof wees. Ja, definitief. Ja, maar ek dink maar dieselfde die Valdam is, daar gaan net 'n handjie vol wees. Ja, dis nie, jy gaan nie daar sit soos in Loskop in 'n sak vol kurpers. Soos in Bloemhof in 'n sak vol kurpers vang nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ek kan dit nie insien nie. Ja, ek ook nie. Die probleem is waar se bly die watertemperatuur is te laag. So jy gaan elke jaar kry dat 'n klomp van hulle broei en dan gaan jy daai klein kurpertjies kry, maar elke keer gaan daar seker 1 of 2 of 3% van hulle survive en hulle gaan groter en groter word en so sal ou met jare seker maar weer 'n paar grootes kry. Maar ek dink nie dit sal ooit 'n ding wees dat jy 'n vol sak kurpers vang. Ek weet nie, dis maar wat ek dink. Ja, ek dink ook so. Ja, kan ons dink aan die bass, genoeg die bass was 'n paar jaar terug ook non-existent in Valdam en nou die ouens sit hulle al groot bassbote op Valdam om te gaan bass vang. Ja. Dis ook 'n spesie wat begin het op basically 0 en dit stelselmatig het ingekom en meer geraak. En soos wat die jare aangaan, is daar net meer ouens wat begin target en jy gaan sien daai spesie gaan ook met uitbrei. Ek dink daar's soveel kos vir hulle. Ja, daar's nie daar's 'n probleem vir 'n bass om kos te kry in Valdam nie. En ek dink daai goed gaan ook groot word. Daar's al 'n paar groot bass in die Valdam gevang. Ja. Ja, ek dink die vooruitsigte daar is baie goed. Of wat goed is, weet ek nie. Ek weet net nie of hulle op banana mielies gaan byt soos daai en rode koppies nie. Nou vat dit sy pa om 'n bass op dit te vang. Sê gee vir dit gepraat van rode koppies, het julle dit paar al gehoor dat hulle daai krokodilsterlike dillevark daar in die Vaalrivier gevang? Krokodil aan die Vaalrivier. Ek het niks gesien nie. Ek het gehoor dat hulle maar eendag gesien het en nog nie weer gehoor nie. Ek het gesien hulle het 'n helse trap daar neergesit, maar ek weet nie of hulle hom toe nou al gevang het. Ek dink daar's twee ouens wat daar by een van die huise ingebreek het, is aangevang. Maar nee, ek joke nou net, maar nee, ek weet nie. Ek het geen idee. Dit sal interessant is om te sien as die somer nou kom of waar ouens gaan ski en goed dit met die wete dat daar dalk enetjie daar rondswem. Ja, mense sal ski. Hy gaan jy nie sommer daar nie water kom. En jy moet hom sien. Hy kan nie altyd wegkruip nie. Jy moet hom iewers sien. Ja. Daar klomp boot op die water. Kom lê bietjie in son. Ja. Alright, kom ons sluit hom af vir die Geyspitzer Classic. Gideon, ek wil vir julle sê wel dan, dit is nog steeds 'n helse prestasie. Julle het ten minste 'n lekker naweek se hengel gehad. Soos jy sê, dit was nie die enigste 3 vis wat julle gevang het. Julle het daarmee 'n paar ander visse ook gevang. So julle was lekker geweest. Dit was nog steeds geradeer as 'n semi-suksesvol trip vir julle. Ek weet vir 'n feit dat jy's volgende jaar weer daar. Ja, dis wat ek nou wou sê, Sak. Ek dink is een van die lekkerste kompetisies wat ek vang in 'n jaar. Ek moet sê ek sien elke jaar uit na dit en ek sien uit na volgende jaar toe weer. Hulle het dit 'n goeie tyd van die jaar ook gesit. Augustus is moeilik in die Valdam, maar ja, die kompetisie gaan nie maklik wees nie. Dis 'n winterkompetisie. Maar dis 'n lekker naweek en mens sien mense van wyd en suid en mens sien al die hengelaars daar. Dit is lekker om almal te sien daar en
Dis maar net lekker om te kamp en 'n bietjie vis te vang. Die weer hierdie jaar En is goed lekker veld. georganiseer. Ja, dis briljant georganiseer. Ons het nou weer daar gepraat. Dis regtig baie goed georganiseer. Dis die een kompliment wat ek van al die hengelaars hoor van my kant af, waar ek ook net hoor dis dat die organisasie rondom die toernooi is regtig van die boonste gehalte. So vir Gys Spitzer en vir Werner hulle wil ek ook sê, is wel dan. Ek kry vreeslik baie komplimente aan my kant waar ek hoor hulle die mense sê dat dit is regtig well executed. Ja. Volgende keer moet hulle net seker maak hulle skale is ge-0. Nee, hulle skale is geseer. Ons moet vir hulle van daai tentkakkies kry wat 'n mens om die skaal kan sit om die wind in die goed te Sakkie, daai het niks seer. Daai het geen invloed gehad nie. Dit is Ja, wat dit dit sal is. kon by ander ouens gebeur het. Dit ouens nie uniek nie. Dit gebeur nie net met jou nie. Ja, dis nie skuld ons verloor het nie. Ons vis het minder geweeg, punt. Die ander mense se vis het meer as Nee, ons ek geweeg. ek terg so net maar net ek wil maar net 'n bietjie 'n steekie inkry. Nee. Gideon, maar kom gou jy het gepraat terwyl ons gepraat het van die gepraat van daai 180 wat jy gooi. Nee, Sakkie. Jy het nou wat 3 weke terug was die karp gooi, vergooi is al ding gewees. Was 3 weke terug, 2 weke terug. Ja, 3 weke. Sakkie, 3 weke terug, jy word kyk. 4. Ek het 'n paar bitterlik interessante video's gesien. Ek het vir van hulle 'n bietjie gegiggel en toe hoor ek hoef nie vir hulle te giggel nie. Ouens het regtig actually nogal redelik gegooi. Maar ek het 'n paar van daai video's gesien waar die ouens sommer so 'n paar trees gee en dan gooi. Soos dit mense amper half met die spies doen. Ja, Sakkie, ons Ek het gehoor. dis maar die karper gooi sê jy moet oor die kop gooi. So daar's spesifieke reëls. Jy moet met 'n 13 voet stok gooi of nie, jy moet jou stok mag nie langer as 13 voet wees nie. Dan mag jy met 'n braided leader gooi en dan moet jou lyn minimum 0.25 mic. Hulle het lyn wat hulle ook daar verkoop wat nice is. En dan moet jy oor die kop gooi. So almal vat maar 'n paar tree en gooi, maar daar's 'n paar ouens wat daai tree net bietjie vinniger vat as 'n paar ouens. Ons groot lompmanne, ons vat daai tree stadig en probeer die krag in kry. Die ander paar manne, hulle kom aangehardloop, hulle probeer spoed in werk. So ja. Maar ja, dit was ook 'n lekker kompetisie. Ons het hom actually laas jaar ook gegooi. En toe het ons hierdie jaar 'n bietjie voorberei en planne gemaak en gaan oefen en ja, toe dit nou nie so goed uitgewerk nie. Ons het laas jaar actually beter gegooi as ons hierdie jaar gegooi het. Maar ja, weer eens stick to the basics, stick to the stuff, you know. Ons het laas jaar met 'n baie dik braid leader gegooi wat ons by LC van die Westhuizen gekry het van Shimano. Baie sterk leader. En ons het lekker gegooi met hom laas jaar en hierdie jaar het ons saam met Ouen gaan spesie daar by Rode Koppies. Toe wys ons nou 'n dun leader en daai dun leaders gaan toe baie maklik deur die oogies. En ja, toe begin ons met eksperimenteer met dunner leaders en toe gooi ons nou hierdie jaar 1 of 2 keer ons lyne af en dit kos ons toe. Want jy kry 5 gooie met jou beste 3 tel. Nou wat werk dit op average van jou beste 3 op jou verste 3. So dalk nie jy het 1 ver gooi en 2 naby is of 2 ver is en 3 uit nie. So as jy afgooi tel hy obviously en as jy by 3 baan gooi tel hy ook nie. Laas jaar was die baan vir ons bietjie breër geweest, hierdie jaar het dit vir my bietjie nouer gevoel. En dan hierdie jaar het die wind 'n groot rol gespeel. Laas jaar het die wind konstant so skuins van agter af verwaai, so jy moes maar net jy gooi maar net jou in die regte rigting. Hierdie jaar het die wind letterlik 360 grade gedraai die hele dag. So hulle het ons juis op 'n groot baan gevat dat ons die baan kan draai saam met die wind, maar die wind het soveel keer van rigting verander dat ons sê die baan kon draai nie. Ons het die hele dag in dieselfde rigting gegooi. Dis net ons het so hulle was nice wees, hulle het so windkous ook daar gehad. So dan as jy staan en gooi en check die wind waai soontoe, dan letterlik 10 minute dan waai die wind soontoe. So het jy die hele wêreld vol gewaai. So dit was ook maar 'n bietjie invloed geweest, maar ja, Sakkie, ek het 'n 199 gegooi, 'n 196 en 'n 194 dink ek. Was my beste 3 en dan het ek een afgegooi en een uitgegooi. So ja, ek was tweede algeheel vir die dag gewees in terme van my beste 3 afstande. Emil Norquee, hy het gewen. Dan probeer ek dink ek die regte Norquee boetie se naam. Ek raak altyd dis Emil. Ek dink Emil het gewen. Emil het Wie gewen. het gesê? Ek dink dit was Emil. Emil het gewen, ja, dis die jonger boetie, hy het gewen. Hy het 3 monster gooi gegooi. Hy het nog beter. Hy is die enigste wat basically konstant was teenoor laas jaar. Hy het 3 gooi oor die 200. Ek dink hy is 206, 206 en 208 so iets. So hy het average ons 206, 207 gehad.
Ek het 'n Wat average se van gewig gooi julle? 196 gehad en ek dink die volgende was Jordan McWilliams, hy was 194 of 195. So dis die ander ding, Sakkie gooi 130 gram uit. So hulle issue met 130 gram uit en dan staan jy nou die plan daai ding op die veld. Jy gooi vir hom so hard as jy kan. So die ander ding is dat daai ons is skarp hengelaars. So hulle het daai obviously daai spomstokke en daai geboude stokke vir dit. Soos papgooiers. Hulle het daai stokke met daai bietjie groter oogies en sulke goeders. Ons is papgooiers. Ek daar gaan met my Akuma Obsidians op en my 13 voet ballistiek en ons draai hom vol en ons gooi hom. Ons het nie daai fancy gear wat hulle het nie, maar ja. Jy dit gaan bly daai ding lekker. snap, maar daai ding seker entjie gaan. Sakkie daai ding gaan ver. Jy wil nie weet hoe ver gaan nie. Daai ding gaan ja, byt. Waar het julle gegooi? Ons het daar op Evergreen se grasvelde gegooi daar langs die highway. So dis 'n daar's darm groot stuk veld. spasie. Ja, daar's baie spasie. Nee, daar's regtig baie spasie. Nee, kom ons sê 200-300. Nee, seker 400-500 meter alle kante toe. Ek wil net sê So, 200-300 meter is nie Ja, genoeg nee. vir jou nie. Ja, sy snap is dit 'n probleem. Maar ja, ek het laas jaar 202, 204 en ek dink dit 206 gegooi. So dis hierdie jaar vir ons bietjie disappointing. Ons hele span, Herman het 2 gooi in die baan gegooi, hy 3 gooi of 2 in die baan, 2 af en 1 buite die baan. So hy het 'n average net van 2 gooi gehad. En dan Rolfie hy het 'n mooi gooi gehad. Ek dink hy het 1 200 gegooi en dan het hy 2 in die 180s gegooi. So as 'n span het ons goed gedoen, maar as Herman nog 1 in die baan gekry het, behoort ons die kompetisie te gewen het. En dis waarvoor ons nou gegaan het. Maar ja, volgende jaar sal ons bietjie ons oefening aanpas. Ja, ons het hierdie jaar in die rivier geoefen en ek dink wat die probleem is, soos daar jy gooi in groepe. So jy gooi en dan 'n halfuur later of 'n uur later dan gooi jy eers weer. Maar in die rivier ons staan en gooi. So jy gooi eers 'n paar lekker gooi en dan besluit jy gaan nou so 'n paar plant. Waar soos om Johan sê, hy sê gaan oefen op 'n veld. Gooi hom, loop daai kant toe, gaan kry hom daar en gooi hom weer terug. En ek dink dis het ons volgende jaar dan 'n bietjie gaan dis ons oefening gaan aanpas om daai te doen. Maar ek dink dis die regte wy om in die rivier te staan en gooi. Ons het gesien dat hierdie jaar het nie gewerk. Ons het laas jaar sonder geen oefening of met baie min oefening het ons baie beter gedoen. So ons hierdie jaar volgende jaar 'n bietjie ons oefening aanpas. En as jy nou sê julle het 'n dik braid leader, wat teken julle by 'n dik braid leader? Sakkie 80 pond. Ek het Herman het die 50 pond afgegooi. Ons het die dinner een gevat wat 45 pond was of iets. Ek en Herman het hom afgegooi. Yes. Gelukkig as jy lucky as jy iemand uit moet sleep want jy daarom tou daar. Ja. Gebruik jou leaderlyn om iemand uit te sleep. My gooi leader is ook so dik. Ek gooi met 'n 35.45 dink ek. My gooi leader is net so dik. So ek's gewoond aan daai dik leader op te gooi. So jy hengel nooit met 'n ligte gewig nie. Want jou leader weeg klaar 40 gram. Ja, nee, ek hengel actually met 'n dinner leader as ek 1.5 en reedvlei en daai goeters gooi dan gooi ek 'n 0.40. Daar is Hy gebruik daai weighted tips. Daai weighted tips vliegtippets, dad. Ja, sweet. Gideon, Nou maak dit sin. Het julle nie 'n probleem as jy om nou so inrol dat daai lyn begin opwen nie? Nee, Barry, nie eintlik nie. Ek bedoel nou op die veld. Yes, ek verstaan. Ja, verstaan wat jy sê. Ja. Die hele paar hou is 'n paar bandjies en goeters gegooi, maar hulle het bietjie begin eksperimenteer met daai taperspoele en so aan. Ek het nie 'n bandjie gegooi nie en Herman ook nie. Ek dink die groot ding is ons gooi net hard, ons gooi daarin af. Dis nie dat jy 'n knooplyn uitgooi nie. Ek weet Ek verstaan wat oom sê want hy moet afdraai in die water met jou so. Hy hop. Ja. Hy hop. Ja. Ja, Sakkie so wat gewoonlik gebeur is daai pouk daar 200 meter pouk daar in die gras in. O, en jy loop. Jy loop gaan al. Nee, ek praat van as jy hom inkontrol. Hy's in die gras. Nee, So jy loop. Trek hom uit. Jy gaan haal hom daar waar hy lê. Wat Dis ook interessant.
dis 'n nice kompetisie. So jy gooi in groepe van 10. So al 10 ouens gooi. So die eerste dan sit loop sy jy saam. stok heel links. Ja, een ou sit sy stok heel links neer en dan sit jy mikkies daar neer. Dan sit almal hulle stokke so in 'n ry neer. 10 ouens klaar gegooi, elke ou vat sy stok. Dan staan jy daar en haltwerk doen tot jy by jou sinker kom. So ja, Ja, dis jy somebody. Wat ek weet wat hulle in die verlede gedoen het, is 'n ou gaan die beampte daarvoor wat die ding pek, knip net die gewiggie af. Laat dit net die lyn se punt is. Hy knip actually die knoop net agter die knoop en knip hom af. En dan staan jy die kant en dan control jy. En omdat jy hier staan en daar niks daai kant is en dan terwyl jy in control, hou jy tension op jou lyn en hy unwind hom heeltyd soos wat jy in control. Nee, dit gaan definitief dit beter maak, want ek meen dan gaan jy jou lyn definitief baie beter oprol. Maar ek dink die probleem is, ek meen wie gaan daar staan en kyk vir daai sinkers? Wie staan nou daar om hom te merk? Niemand nie. Almal staan agter. Dit so ons gooi op die wêreld reëls of regulasies soos hulle in Engeland gooi. So almal staan agter. Dis kom jy ook moet oor jou kop gooi as dat jou sinker nie dit doen en hy breek en iemand in die kant tref. So almal staan agter jou wat gooi en dan almal loop saam vorentoe saam met die beampte. En dan jy loop tot waar jou sinker is. Jy mag nie jou leader in jou stok se oogies in control nie. So jy rol net tot wat jy by jou leader kom en met jou stok neersit en dan hulle het gewoonlik 2 of 3 beamptes en dan die beamptes staan by jou sinker en baie kom terug van baie gegooi het. Maar dit wat ons sê gaan definitief beter help, maar ja, die probleem is wie gaan daar staan en ek nou gooi ek, my sinker lê daar, dan moet die beampte eers hardloop en soek, hey, waar is hy sinker? Waar is die sinker? Ja. So dit gaan hom 'n rukkie besig hou. Want jy gaan nie hy sinker sien as jy daar voor staan en hy ou gooi hom nie. Ek meen hy is dan op 200 meter na kom hy sinker. Vra vir Sakkie, en Sakkie ken van so een teen die kan jy so kop. golfbal sien nie. Ja, maar daar by die ver gooi toe jy al voor Wat ek gestaan sê het. mos. Ja, maar dis soos 'n golfbal. Ja. Hulle wil Geel daai eer golfbal. gooi. Gooi hulle nou op die kop. Op die kop. Ja, ons het vir daai ou bier koop. Wie was dit? Ou Faitjie se oom. Wie's Faitjie? Kom ons begin met wie's Faitjie. Faitjie wat Tox and Chops, ou chef Faitjie. Ek weet nie wie's. Ou Maar ek chef weet wie's Faitjie se Faitjie. oom. Ek weet wie's Faitjie, maar ek weet nie wie sy oom nie. Ja. Het jy dan vir daarmee van Mpumalanga. iets gegee? Wat Faitjie se van? Ja, ek gaan nou 'n paar ouens se name noem. Dan gaan ek net dik ouens se name noem want Faitjie is dik en sy oom is seker ook dik. En dan gaan 'n paar ouens Nee, hulle lyk glad nie dieselfde nie. Dan gaan 'n paar ouens weer op kwaliek neem as ek hulle name nou eers te noem hierso. Ja, hulle sê mos as jy by Vaaldam as jy skree dik is, dan kyk almal om. Ja, As jy klip waar dit skree dik is, dit is kyk jy myne. helfte van die mense om. Ja. Alright, maar ek dink dit is vir vanaand se episode. Ek dink dis meer as genoeg. Ek dink dit regtig die hengel gaan nou bietjie begin opklim. En ek sien uit daarna. Ja, Ons my sien kant is ek ons wil gaan reisvier in die val gooi en viskop in die val gooi en dan barbers vang. Jy sien uit dan om die foto's te kyk. Ons sien uit om dit te gaan doen. Ek is nou kinderlik opgewonde. Hier's 'n nuwe visvangpark wat oopgemaak het hier by ons. Wat soutwater is. So op hierdie stadium wys hulle vir ons daar's 'n paar GT's, daar's 'n paar barramandies, daar's 'n paar klein barracudaatjies. En dan hulle definitief nou 'n paar van daai wat saam stapen, van daai Pacific tapens. So kleintjies. Hy nie daai groot is soos wat ons in Angola sien nie, dit. Hy net so 'n klein tarpoen visies wat hulle nou daar wat hulle inkry. Die plek is gebou net teen die Mekong River. Nou die Mekong River by die see se kant is nou nog baie sout. So daai water alles werk in 'n rice paddy field tipe ding in of 'n shrimp plaas. Dit was 'n shrimp plaas gewees wat nou al hierdie panne het. So hulle het nou net al daai kanale oopgemaak dat daai vis daar kan in en uit kom en leef. So dis nou hierdie een helse park wat hulle daar gebou het wat hulle nou ekstra stak insit en die waterpomp in en uit en so dit is nou hulle maak aan die einde van die week maak hulle oop. En dis net so 45 minutes van my huis af.
Lekker. Predominantly kunsaas. So my tiger tamertjie gaan Tentwan 'n paar barramundi gaan vang. Dis lyk my maar die hoofspesie wat hulle daar wat ons daar gaan teiken. So ons nou volgende week sal ons gaan 'n bietjie besig wees met die week daarna, dink ek gaan dit 'n definitiewe trippie gou wees vir 'n Ek kan nie onthou nie die ugly sticks. Ja, ek dink Nie met ugly stick dan. nee, ek het my 2 tiger timers, dan het ek my vliegstok en dan het ek daai 2 nuwe stokke wat ek gekoop het wat ek nog nooit gebruik het nie. Ja. Maar is dit. Ja. Alright, meneer Gideon, jammer oor daai 60 gram. Ek dink dit gaan by jou spook weer vir 'n paar jaar. Nee, wat sê ek is nog gewoond Wel aan. dan. Ja, jy is vir die min hengelaars wat kan sê jy is gewoond aan om 'n Popeyes wil geld te verloor op 60 gram. Dink jy ons baie mense wat in dieselfde boot is as jy nie. Ja, jong. Ja, is reg, Sakkie, dankie vir julle ook. Lekker aand vir julle. Dit was lekker om bietjie bol te chat. Nou moet ons gaan visvang. Ja, hengel jy die naweek? Ja, ons het klapkompetisie in Elite by Steins. Ons het die naweek en het ons liga by Steins, ons so 'n bietjie so Elite en 'n klapkompetisie daar by Steins aan. Dus ek sê die naweek gaan ons reis weer in die val daar. Die naweek, is jy seker? Ja, maar 100% seker. Al kry ek byte reismiddag gaan in die val die naweek. So string van hulle. En nie een keer nie, 'n paar keer. Dan wil hulle voerplek maak. As hulle nie hierdie naweek gaan byte, volgende naweek byte. Ek gaan so baie reis weer in die val gooi dat hulle gaan dink die reis weer het gevlieg teen die tyd wanneer ons volgende naweek aan toe. Luister so Gideon, so as jy nou 'n klompie kry die naweek, dan praat ons maandag weer met jou. Ja, seker hoor. Dit is goed. Kom maar. Sakkie, stuur vir my net 'n eie podcast kit en kry klaar asseblief. Hierdie ding wat ek moet Ons moet dit net uitreë, ons moet dit net uitsorteer. Ons sal dit uitsorteer. Ek sal ons nou Februarie kom, ons sal ek vir jou kit bring want dis net baie goedkoop hier by ons. Sal ek vir jou 'n lekker kit bymekaar maak. Ja, ek wil vir 'n paar dankie sê. Selfs 'n paar môre aand weer. Selfe plek, selfe tyd. Ons met die meal hopelik net bietjie vroeër. Hopelik net 'n bietjie. Sorry Sakkie man, ek het 'n paar dinge gehad om vandag uit te sorteer en toe ons, dis kom ek nou nog laat toe was, die flippe mense hier oorkant van ons het 2 seker groot honde, toe hulle honde uitgekom. Toe jag ons hier honde in die straat op en af. Ek dink die honde het hulle seker vinnig gevang. Nee, hier, daai hond grom nog ook vir my. Ek is gewoonlik nie bang vir hondie, maar dit is daai rifrig. Jy moet sien, jy praat van 'n rifrig. Hier by ons kry ons hulle het 'n is rifrig hierso in Vietnam wat 'n Vietnamese breed is. Die Phu Ruffridge wat wel. Ja. Yes, jy moet sien hoe mooi is daai honde. Yes, ek as jy opreg teen sien, dis regtig 'n pragtige hond. Yes, lekker. Man is. Eet hulle of is hulle honde, troeteldiere? Nee, hierso in die suide is dit troeteldiere, in die noorde is dit duindiere. Dis kos. Maar hier waar ek is dit dan veilig. As hy hond jou byt dan sit jy hom op die spits saterdag. Lekker maar, ek sal dit hierso ook doen. Alright, vir die luisteraars wat geluister het tot nou toe wil ek vir julle baie dankie sê. Vir die members, julle kan kyk, hopelik vir die einde van die week sal daar vir julle episode uit wees. En dan sal ons julle sien volgende week, Woensdag, selfde tyd, selfde plek, ons is hierso. Julle weet, ons het dalk 'n paar weke geskiep, maar ek dink ons is nou weer terug. Dan sien julle volgende week. Cheers.